Vanoggend wil ek met die gemeente praat oor die waarde van wysheid. As jy jou Bybel hier het, blaai vir my asseblief saam na die boek van Spreuke. En ek het die afgelope tyd, as ek die geleentheid kry, dan is ek besig in Spreuke. En 'n boek wat ek dink jy maar gerus kan neem. Hy het interessant genoeg 31 hoofstukke. So as jy nou 'n groot leser is, kan jy elke dag van die maand kan jy 'n hoofstuk lees. En ek sê vanoggend vir die groep toe ons saam bid dat Spreuke is so ryk. Jy lees hom vandag, daai stuk deur, dan spring hier 'n waarheid uit en nog 'n waarheid uit. Lees jy oor 'n paar dae dieselfde stuk, dan kry jy 'n klomp ander waarhede wat uitpop in daardie stuk. Voorwaar 'n boek van wysheid. En vanoggend wil ek met ons praat oor die waarde van wysheid. Ek sê dit in die konteks van soveel mense, soveel gesinne, wat ek weet, sukkel om God te hoor, gegee sekere situasies, sekere uitdagings waarvoor jy dalk staan. En jy sê, Here, ek het u wysheid nodig. Ek het regtig nodig om 'n besluit te neem. Ek het 'n situasie wat ek hanteer. Ek sit dalk in 'n omstandigheid wat ek opstaan in die oggende en uitroep en sê, Here, wat moet ek doen? Hoe moet ek dit hanteer? Watter rigting moet ek inslaan? Ek weet ek moet 'n besluit neem, maar ek is bang ek neem die verkeerde besluit. Ek dink wat ek van praat is iets wat ons almal daagliks mee te doen het. In sekere seisoene van ons lewe. Maar ook veral aan die einde van die jaar. Kyk jy terug oor die jaar en jy evalueer, waar trek ek op hierdie oomblik? Waar trek ek in my gesin? Ek wil afsluit hierdie jaar, ek wil beplan vir die jaar wat kom en hier sekere besluite wat geneem moet word. En hoe gaan ek daardie besluite neem? Ek het God se wysheid nodig. Nou die boek van Spreuke kom, en as ek so vinnig net 'n agtergrond gee, ons weet dat die Here het met Salomo gepraat en gesê, jy kan vir my enigiets vra wat jy wil hê onder die son. En Salomo het gekom en gesê, Here, gee vir my wysheid. En God het toe gesê, omdat jy vir my wysheid gevra het, sal ek vir jou al hierdie ander dinge ook byvoeg. En Salomo was een van die rykste konings wat daar was in sy tyd. Maar meer as dit, is Salomo bekend vir die wysheid wat hy gehad het. En wysheid wat opgeskryf is in 'n boek soos Spreuke, Prediker, ook klaagliedere, is alles boeke wat uit die pen uit gekom van hierdie man, wat goddelike wysheid bekom het. Nou, as tema skrif, as jy gou vinnig saam met my kyk, in hoofstuk 1 vers 7 staan daar, kennis begin met die dien van die Here. Dis die nuwe vertaling, as jy hom in die New King James Version lees, sê dit, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Wat se kennis praat hy hiervan? Wat se knowledge praat hy hiervan? Dit is die kennis om te kan sê, ek ken God. Die vrees van die Here begin om te kan sê, ek ken die Here. Nie net ken ek hom nie, ek verstaan hom ook. In die Engels kan ons sê, ek het understanding, I've got understanding of who he is. I know him personally, but I've also gained understanding of him. And I'm also discerning his will. Ek onderskei die wil van die Here. Wat sy wil vir my is. Watter rigting wil hy hê moet ek ingaan? Interessant, as jy dan hoofstuk 9 vers 10 na kyk, waar hoofstuk 1 vers 7 gesê het, kennis begin met die dien van die Here, sê hoofstuk 9 vers 10, wysheid begin met die dien van die Here. The fear of the Lord is the beginning of wisdom.
So as ons God wil leer dien, as ons iets wil verstaan van wat dit beteken om vrees en ontzag en respek vir God te hê, dan moet dit begin by kennis en wysheid. Die vrees van God is die vertrekpunt van kennis en wysheid. As ek bietjie oor die vrees van God kan praat, dan kan ek dit so verduidelik. Dis om te sê eer en respek en ontzag vir God, wie die oorsprong van die lewe is en ook die oorsprong van alle kennis en wysheid. Het ons werklik waar daardie eer en ontzag en respek vir wie God is? Hy is die oorsprong van alle wysheid, insig, oordeelkundigheid. En wanneer ek na hom kyk en wanneer ek God vrees en wanneer ek God eer en hom respekteer, want dis nie 'n menslike vrees nie. Dis nie soos vrees ek is bang vir 'n leeu nie. Die vrees van God is 'n ontzag en 'n erkenning van wie God is. En dat ek as mens tydelik klein is in vergelyking met wie God is. So ek kan nie anders as om my knie te buig voor hom nie, as om hom te eer en te respekteer en om hierdie ontzag in my hart vir hom te hê nie. En dit lei my na 'n plek waar ek volkome vertroue op God plaas vir sy bonatuurlike vermoë. My vertroue is in God om te sê hy kan doen wat net hy kan doen. Ek is oorgegee aan sy wil. Maar ek is ook volkome onderworpe aan sy wil en sy leiding. Nie net vertrou ek hom nie, ek onderwerp ook aan die Here. Ek submit aan hom. Maar vertroue en onderwerping lei ook na gehoorsaamheid, om te sê ek is radikaal gehoorsaam aan God se wil. Soveel mense weet van God. Soveel mense sê, maar ek ken die evangelie. Maar daar's nie ontzag en respek vir die Here nie. Soveel mense sê ek is 'n kind van die Here, maar gehoorsaam nie sy wil nie. Onderwerp nie aan sy leiding nie. Is nie besig om hom te vertrou vir alles nie. En ek dink dit is die vertrekpunt van die boek van Spreuke. Nou net gou as ons kennis en wysheid van mekaar moet onderskei. Kan ons sê kennis is om bloot die feite te ken. Soos ek kennis het, dan het ek het 'n klomp inligting, ek het 'n klomp feite oor 'n saak. Maar ek weet nog nie wat om met daai inligting te doen nie. Wysheid aan die ander kant, ons kan sê verstandigheid, is om daardie feite in jou lewe toe te pas. So dit help veel, ek het al hierdie kennis van die Here, ek kan vir jou 'n klomp skrif aanhaal, ek kan vir jou 'n klomp Bybelstories vertel, ek weet van 'n klomp goed, en dis feite. Maar ek het nog nie geleer deur inoefening om daardie kennis toe te pas in my lewe nie. Wanneer ek die kennis van die woord van God neem en ek begin daardie kennis toepas in my lewe, dan is ek besig om wysheid aan te leer. Wysheid is om dit wat jy geleer het, dit wat jy weet van God, in jou lewe prakties toe te pas. Dis wysheid. Maar kom ons kyk gou, ons kyk ook na 'n opsomming van die boek is hoofstuk 1 van Spreuke. Kan ons lees vanaf vers 2 tot 5. Hoofstuk 1 van Spreuke vers 2 tot 5 sê die volgende: Die Spreuke is bedoel om mense wysheid te leer en hulle te onderrig, sodat hulle weet wanneer iemand verstandig praat. So sal hulle 'n behoorlike opvoeding ontvang. Ons kan haar ook sê, in die Engels praat dit van 'n opvoeding in wysheid. Ek en jy het 'n opvoeding in wysheid nodig.
en 'n sin vir regverdigheid, reg en billikheid. Wie nog nie kennis het nie, sal verstandig word. Jong mense sal leer om met kennis en oorleg op te tree. Selfs wyse mense kan na die spreuke luister en so tot dieper insig kom. As twee goed wat vir my uitstaan, en is hierdie konsep van 'n opvoeding in wysheid. Here, leer my, onderrig my in wysheid. Leer my ook om begrip en insig te verkry in wat reg, regverdig en billik is. Maar nie volgens my eie standaard van wat ek dink reg, regverdig en billik is nie. Leer my om te kan intap by u standaard. Wat reken u is reg, regverdig en billik in hierdie situasie? Gee vir my insig in u wysheid in 'n spesifieke situasie. Ons is geneig om te dink ons weet wat reg is. Ons het groot geword, ons het opgevoed met 'n sin vir wat reg en verkeerd is, maar het ons werklik God se begrip van wat reg, regverdig en billik is? Ons wil net 'n paar verse verder kyk in vers 23 van hoofstuk 1, is daar iets wat vir my uitstaan. Hy sê daar, as julle luister na my teregwysing, hy praat vanuit die konteks, hy verpersonifiseer wysheid. En hy sê, as jy luister na my, met ander woorde, as jy luister na wysheid, se teregwysing, gee ek vir julle my wysheid in oorvloed, en leer ek julle om my woorde te begryp. Is jy bereid om te luister na God se teregwysing? Is jy bereid om toe te laat dat die Here vir jou bepaal hoe jy moet dink, hoe jy moet redeneer, wat reg en verkeerd is, wat die besluit is wat jy moet neem? As jy bereid is om te luister na sy teregwysing, sal hy vir jou wysheid in oorvloed gee. Sal hy vir jou leer hoe om sy woorde te begryp. Sy woorde is opgesluit hier. Hier is soveel antwoorde in hierdie boek opgesluit. Vir enige situasie waarin jy verkeer, kan die woord van God vir jou wysheid bied, mits jy oop is om te hoor, mits jy oop is om te luister. Nou blaai gou vir my nou na hoofstuk 2 toe. Daar was 'n tyd in my lewe waar ek werklik nie geweet het wat om te doen nie. Ek was in 'n situasie wat ek geen idee gehad het hoe ek gaan optree nie, hoe ek gaan reageer nie, watter rigting ek gaan inslaan nie. En ek het in daai tyd stil geraak en ek het by die Here ingetap en die Here het my na Spreuke 2 gelei. En sedertdien, as ek in 'n situasie verkeer, of as ek met iemand sit, wat in 'n situasie is waar daai persoon nie weet wat reg of verkeerd is, daar's baie goed in die lewe wat wit en swart is. Steel jy of steel jy nie? Dis maklik om te onderskei. Maar daar's baie situasies in die lewe wat nie wit of swart is nie, dis grys. En minder grys. Hoor julle? Daar's soveel keer in die lewe wat jy nie weet, is hierdie reg of is dit verkeerd, wat is God se wil, gaan ek die rigting, gaan dit met my gebeur, gaan ek daai rigting, gaan dit met my gebeur, so wat op aarde is die Here se wil vir my? Hoe weet ek? En dan baie keer, ek weet nie van julle nie, jy het ook al in situasies beland waar dit in 'n werksituasie is, of waar jy selfs in 'n hofgeding beland met iemand, en dan raak hierdie lyne nog meer moeiliker. Want nou het jy baie keer 'n wêreldse stelsel wat vir jou wil vertel wat reg en verkeerd is, maar jy voel die wêreldse stelsel is onregverdig. So jy's baie keer
in 'n situasie waar jy nie weet nie, jy sit vasgedruk. En jy kan nie die kant, jy kan daai kant nie. En dis dan wanneer jy perspektief nodig het. Hoor wat sê Spreuke 2, en ek gaan hom bietjie oopbreek, en dis eintlik die essens van my boodskap vir oggend. My seun, neem aan wat ek vir jou sê, maak wat ek vir jou voorskryf, jou eie. Hou jou oë oop vir die wysheid, span jou in om te verstaan. Roep insig by, vra na gesonde begrip. Soek dit soos jy silwer sou soek, spoor dit op soos 'n verborge skat. Dan sal jy weet hoe om die Here te dien, sal jy ontdek wat dit is om God te ken. Dit is die Here wat die wysheid gee, uit sy mond kom die kennis en die insig. Hy laat eerlike mense sukses behaal en hy beskerm die wat onberispelik lewe. Hy sien toe dat reg geskied. Hy hou wag oor die pad van sy troue dienaars. As jy aanneem wat ek vir jou sê, sal jy insig kry in wat regverdig en reg en billik is. En sal jy op die goeie pad bly. Die wysheid sal sy plek in jou lewe inneem. Kennis sal vir jou iets aangenaams word. Oordeelkundigheid sal oor jou wag hou en verstandigheid sal jou bewaak. Kom ons stop net daar. 'n stuk wat ek vir jou wil sê, as jy die rykdom van wat hierin opgesluit is wil verstaan, gaan jy dalk by herhaling dit moet lees. Ek het letterlik in daai tyd en seisoen in my lewe gegaan en ek het hierdie stuk in die woord gemediteer. Daar's 'n woord wat die woord ook beskryf, anguish. Soms verkeer jy in anguish voor die Here. Jy bring 'n saak voor die Here en jy's besig om in trane daai saak voor die Here uit te stoot en te sê, Here, praat met my. Wys my u wil, ek verstaan nie, ek weet nie, ek kan nie uit myself uit nie. Ek het u nodig. En is juist in daai tyd wat ek voel die Here vir jou, deur 'n stuk soos hierdie, sy wil kan openbaar. Hy begin in vers 1 en hy praat van die woorde van God, maar ook die opdragte van God. Hy sê, span jou in om my woorde, hoor wat ek vir jou sê, en hoor wat ek van jou verwag. Spits jou ore, sê die woord. En dan kom daar 'n paar woorde en wat ek doen is, ek haal woorde uit vir myself om te verstaan wat die Here vir my hier sê. En die eerste woord wat hy sê is wysheid. Hou jou ore oop vir wysheid. Span jou in om te verstaan. Roep insig by. Vra na gesonde begrip. As ek by die Here wil intap, het ek wysheid nodig. Ek het nodig om te verstaan wat die Here vir my sê. Ek het nodig om insig te vind. Ek het nodig om begrip te kry. Nie my eie insig nie. Nie my eie begrip nie. God se insig. God se begrip op die situasie. En as ek intap by die Here, as ek sy insig najag, as ek sy begrip soek, dan sê die woord, hy sê soek dit soos silwer, spoor dit op soos 'n verborge skat, dan sal jy weet hoe om die Here te dien. Nou die Engels praat daar, you will know how to fear the Lord. Jy sal verstaan wat beteken die vrees van die Here. Jy sal ontdek wat dit is om God te ken. So weer eens trek hy kennis van God om hom persoonlik te ken, om te verstaan wie hy is, om sy wil te onderskei, bring hy by wysheid uit. Kennis en wysheid bring hy by mekaar uit. En dan sê hy,
Dit is die Here wat wysheid gee. Uit sy mond kom kennis en insig. Weereens, eerlike mense laat hy sukses behaal, hy beskerm die wat onberisplik lewe, hy sal toesien dat reg geskied, hy sal wag hou oor die pad van sy troue dienaars, en op daai punt moes ek tot die plek kom waar ek sê, Here, is dit U wat sal toesien? Want my lot is nie in my eie hande nie, my lot is baie keer in die hande van ander mense. Sal U toesien dat reg geskied met U troue dienaar? Kan ek myself in U hande oorgee in hierdie situasie? Kan ek vra, Here, dat U vir my beskerm, dat U my rig, dat U my lei, dat U my toevou? Dat ek nie uit my eie krag uit staande bly nie, maar deur die krag en die genade van die Here Jesus Christus. En dan sê hy verder, as jy aanneem wat ek vir jou sê, en jy gaan nou sien hoe vers hoofstuk 1 deurtrek in hoofstuk 2, sal jy insig kry in wat regverdig en reg en billik is, en sal jy op die goeie pad bly. Ek moes op die punt kom waar ek besef wat vir my reg en regverdig en billik is nie noodwendig vir die Here regverdig en billik nie. As ek myself oorlaat aan die Here se lot, dan moet ek aanvaar dat die Here weet wat regverdig en billik is, en wat ook al nou gebeur met my, is in sy hande, en hy sal toesien dat geregtigheid geskied, al is dit in die lange duur. Sal hy toesien dat geregtigheid geskied. Hy sal my dra. Ek is oorgegee aan sy wil, want ek sê, Here, gee vir my U perspektief op hierdie saak, nie my eie perspektief nie. Die wysheid sal sy plek in jou lewe inneem. Kennis sal vir jou iets aangenaams word. Oordeelkundigheid sal oor jou wag hou, en verstandigheid sal jou bewaak. Here, gee vir my U oordeelkundigheid. Gee dat ek verstandig sal optree, dat ek nie emosioneel sal reageer in 'n situasie nie, maar dat ek verstandig en met oordeelkundigheid en met insig en met begrip en met ontzag en eer betoon aan die koning van die konings sal optree. Al voel ek te nagekom, al voel ek in die rug gesteek, al voel ek trek aan die kortste end. Dat ek nie vir myself sal beklei nie, maar toelaat dat U vir my beklei. Ja. Dis nie so eenvoudig nie. Dis nie maklik nie. Dit vat soms alles van jou. Ek wil hom deurtrek, blaai nou saam met my na hoofstuk 7 toe. En in hoofstuk 7 kom die Here en deur die pen van Salomo skryf die Here, en hy stel homself bekend as wysheid met 'n hoofletter. En hy sê vanaf vers 12, ek, wysheid, het die verstand. Ek het die kennis en die skranderheid. En daai skranderheid, skus, is 'n woord wat snaaks op die oor val. Dit beteken eintlik onderskeidingsvermoë. God sê, ek het die onderskeidingsvermoë. Ek het die kennis, ek het die verstand. Kyk na my. Om die Here te dien is om te haat wat verkeerd is. Daarom haat ek hoogmoed en hoogvaardigheid, 'n verkeerde lewe en slinkse woorde. Nou daai slinkse woorde, as jy hom gaan kyk, praat hy eintlik van perverse woorde, verdraaide woorde, woorde wat jy op die verkeerde pad neem. Vers 14, wie my het,
het raad en behaal sukses. Ek verleen insig, ek is die een wat die mag het. Met my hulp regeer konings goed en laat magshebbers reg geskied. Met my hulp heers die mense wat mag het, die leiers elkeen wat reg regeer. Ek het die lief wat my lief het. Die wat my soek, vind my. Wie my het rykdom, eer, het duursame en blywende besittings. Wat ek vir jou lewer, is beter as goud, selfs fyn goud wat ek inbring, is meer werd as die suiwerste silwer. Toe ek hierdie stuk lees, toe besef ek, God se wysheid oortref alles anders in waarde. As ek God gevind het, as ek sy wysheid gevind het, het ek die mees duursaamste skat onder die son gevind. As ek by hom kan intap, as ek by hom kan leer, as ek kan sê, Here, hier is ek. Ek wil werklik luister wat U sê en ek wil doen wat U vra. En ek wil afsluit en daarna wil ek 'n uitnodiging maak uit die boek van Jakobus, en dis nie op die PowerPoint nie. Toe ons vroeër vanoggend bid, toe praat die Here met my oor Jakobus. In Jakobus 1 vers 5 staan daar die volgende woorde: As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en God sal dit aan hom gee. Want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyte. Maar 'n mens moet gelowig bid en nie twyfel nie. Want iemand wat twyfel is soos 'n brander in die see, wat deur die wind aangejaag en heen en weer gedryf word. So 'n mens wat altyd aan die twyfel is onbestendig in alles wat hy doen, en moenie dink dat hy iets van die Here sal ontvang nie. Die Here sê vanoggend, as jy wysheid kortkom, moet jy dit van my bid. En ek sal vir jou wysheid gee. Maar wanneer jy vanoggend bid, moenie kom en twyfel na my toe. Kom in vertroue dat ek jou hoor. Dat ek die God is wat die hemele en die aarde geskaap het. Kom met ontzag en respek en eer betoon en volkome vertroue in my. Want die vyand kom met twyfel. En is hy wat jou soos 'n golf heen en weer wil slinger. En elke keer wanneer daar iets gebeur, dan wil hy jou omtref. En jou in die grond in laat duik. Maar die God wat ons dien, wil vir jou wysheid gee. Die God wat ons dien, het die antwoord vir jou vraag. Hy het die insig in jou situasie. Hy het die oordeelkundigheid wat jy nodig het. Hy weet wat die besluite is wat jy moet neem. Dis die God wat ons dien. Kom ons sluit die oë. Vader, in hierdie oggend wil ek toelaat, Here, dat U woord praat. U woord is Christus. Christus wat lewendig geword het. Christus wie homself gegee het vir ons. En U woord en U waarheid bring lewe en bring vrymaak. Vader, ek bid vir mense hier vanoggend wat wysheid nodig het. Wat voor 'n keuse, voor 'n besluit, wat in 'n situasie staan en wat nie weet wat se besluit om te neem nie. Wat onseker is.
en wat vra, Here, ek het nodig om u wil te onderskei. Help my, lei my, rig my. En vanoggend wil ek bid, nie in twyfel nie, maar in oorgawe. Gee vir my wysheid. Ek vra terwyl die oë gesluit is, as daar iemand is wat sê, Jacques, ek het wysheid nodig vanoggend. Ek staan voor 'n situasie, ek moet besluite neem, ek weet nie watter keuse om te maak nie. Ek is onseker, ek wil nie twyfel nie. Ek wil vir die Here vra vanoggend, gee my wysheid. As dit jy is, ek wil graag saam met jou bid. Steek gou jou hand op in dat sak op. Dankie, dankie, dankie. Ja, hier's 'n paar hande wat opgaan. Kan ek vra, ons hou die oë gesluit. Daai mense wat julle hande opgesteek het, staan net in jou sitplek. Gaan net laat ons net erkenning gee aan die Here wat vir ons kan aanraak. Dankie. Asseblief. As daar nog iemand is wat voel jy moet staan, asseblief staan. Moenie nou onseker wees nie, asseblief. Neem die vrymoedigheid as jy voel jy moet ook staan. Jy het 'n besluit of 'n keuse, 'n situasie waarvoor jy wysheid nodig het. Kom ons sluit die oë. Sal jy wat staan net jou hande oopmaak en ontvang van die Here. Net daar waar jy is. Maak net jou hande oop. Julle wat staan. Vader, ek vra in die naam van Jesus dat U sal kom in hierdie oomblik en dat U elke persoon wat staan, elkeen wat vra vir wysheid, wat vra vir insig, wat vra vir oordeelkundigheid, Here, dat U elkeen van hierdie manne en dames sal aanraak in die naam bo alle name, die naam van Jesus. Kom, o Skepper God, en sal U deur U krag en U almag ons aanraak. Gee vir ons nuwe perspektief. Gee vir ons insig in U wil. Gee vir ons onderskeiding om te kan hoor wat U sê. Here, ons is desperaat om te hoor by U. Here, ons kan nie aangewese wees op ons eie insig nie. U sê, ken my in al jou weë en ek sal jou paaie gelyk maak. Ek is God. Ek is in beheer. Ek ken jou. Ek weet van jou. Ek ken jou situasie. Ek is bewus van jou worsteling. Ek is bewus van jou trane. Ek is bekend met jou situasie. Here, in die naam van Jesus, gee wysheid. Gee insig. Gee vrede. U woord sê, laat die vrede van God ons lei. Nie angstigheid nie, nie twyfel nie, maar wel vrede. Dis waarvoor ons bid. Vir U vrede. Vrede wat alle verstand te bowe gaan. Dit bid ek in Jesus naam. Amen. Dankie.